Hierdie episode van Storytyd saam met Juffrou Blanche word geborg deur Kleuter en Baba Campus in Langenhoven Park. Hallo al my luisteraars en al die maatjies met groot ore wat saam luister. Dis so lekker om weer vandag terug te wees om vir julle 'n storie te vertel saam met Storytyd saam met Juffrou Blanche. Vandag se storie se naam is Die klip in die pad en dis geskryf deur Jan Marcus. Eendag, lank gelede, was daar 'n baie hartseer koning. Hy was so hartseer dat hy nie eers kon slaap nie en ook nie kon lag nie. Sy beeldskoning-koningin, Adelaide, was baie bekommerd omdat hy so hartseer gelyk het. Sy besluit toe dat sy alles in haar vermoë gaan doen om hom weer te laat glimlag. Sy het die beroemdste opera-sanger in die land gebring om vir die koning sy gunsteling lied te sing, maar dit het hom nie laat glimlag nie. Sy vra toe vir die koninklike kok om die deftigste, lekkerste feesmaal ooit voor te berei, maar die koning was nog steeds hartseer. Toe laat kom sy die hofnar, die land se beste grapmaker. Hy het baie snaakse grappies vertel, maar die koning het nog steeds nie gelag nie. Toe staan die hofnar maar op sy kop en balanseer 3 potte, maar die koning het nie eers geglimlag nie. Toe gooi hy 6 henne gelyktydig in die lug op, maar die koning was nog steeds ongelukkig. Toe organiseer die koningin 'n sterk man toernooi, waar die sterk manne teen mekaar kon veg, maar die koning het net daar gesit, heeltyd ongelukkig. Die koningin was raad op. Kyk net ons pragtige koninkryk, jy's meer rede as enig iemand anders om gelukkig te wees. Hoekom is jy dan so ongelukkig? Uiteindelik het die koning vir haar vertel wat die rede was hoekom hy so hartseer was. My skat, dit beteken vir my niks, want kyk net na my mense. Hulle was altyd vriendelik en bedagsaam, maar nou stry en beklei hulle net die hele tyd. Almal het so selfsugtig geword. Elkeen dink net aan homself, en dis hoekom ek so hartseer is. Hy was heeltemal reg. Die kinders het by die fontein beklei. Die ma's het by die vismark onder mekaar beklei. Die pappas het gestry oor wie eerste in die ry is. Die koning kry toe 'n goeie plan en vir die eerste keer in 'n lang tyd het daar 'n klein glimlaggie om sy mondhoeke verskyn. Daardie aand het 'n geheimsinnige man uit die kasteel gesluip en 'n groot, donker voorwerp in die pad begin afrol. Die volgende dag was die mense baie verbaas om 'n massiewe groot klip reg in die middel van die straat te sien. Iemand sal dit wel wegrol, het hulle almal gedink, maar niemand wou die taak op hulle neem nie. O, nie ek nie, ek is veel te beroemd, het die opera-sanger gesê. Ek word betaal om lawwe goed te doen, en nie om klippe weg te rol nie, het die hofnar gesê. Ek neem aan toernooie deel om belonings te kry, en ek gaan nie vir niks hierdie klip wegrol nie, het die ridder gesê. Selfs die burgemeester het by die klip verbygestap. Nee, ek is veel te belangrik vir sulke soort dinge. Belangrike mense rol nie klippe uit die pad nie. Die heel dag het die koning by sy kasteelvenster uitgekyk en gesien dat niemand die groot klip verwyder nie. Hy het hartseer en teleurgesteld weggedraai. Toe dit donker word, kyk hy vir Oulas deur die venster en hy spring regop. Het hy uitgeroep. Iemand het dit gedoen. Iemand is besig om die klip weg te rol. En daar onder hom in die straat het 'n klein skaapwagtertjie gestaan. Die seentjie het met alle mag en krag gedruk en gestoot en gebeur en uiteindelik het die klip weggerol. Almal
wat daar naby staan, het na hulle asem gesnak, want daar onder die klip was 'n trommel propvol goud, juwele, edelstene en 'n brief. En die brief het gesê: aan die vriendelike en bedagsame persoon wat genoeg omgegee het om hierdie klip uit die pad te rol, hierdie skat is joune, en mag dit 'n les wees vir al my onderdane. Vriendelikheid en bedagsaamheid teenoor ander kom altyd op een of ander manier word dit vergoed. Met dankbaarheid, die koning. O, maar nou was die koning so bly en gelukkig. Hy het gelag en gesing en gedans. En koning Adelaide was oorstelp van vreugde, omdat haar man nie meer hartseer was nie. Baie vinnig was goeie dade reg oor die land weer gedoen, en die koning kon uiteindelik glimlag en die skoonheid van sy wonderlike koninkryk geniet. Sjoe maats, dis 'n lekker storie, wat vir mens eintlik sê, dat mens altyd ander mense moet help, want partykeer is daar dalk 'n lekker groot verrassing, maar ons moet dit nie net altyd doen vir die verrassing nie. Liewe Jesus wil hê, ons moet altyd mekaar help, mooi met mekaar speel, en mooi met mekaar praat. Nou ek hoop julle het hierdie storie saam met my geniet, en ek sien uit om julle weer een van die dae saam met julle te gesels. Arrivederci maatjies! Hierdie storietyd saam met Juffrou Blanche was geborg deur Kleuter en Baba Kampus in Langehoven Park.